But anyway, Kobus se program kom op, en dit begin, ons reël funksies, ons reël gatherings, en julle, ek sien, maar hierdie ou is anders as ander mense. Hierdie ou, as hy bid, gebeur daar waaragties iets. Nou check ek vir hom baie mooi. Nou bel ek die mense so 2 weke, ek sê, hoor, is jou nog raai? Nee, ek is nog gesond. Sê ek, okay, nee, hierdie ou is kosher. Dan sê ek, hoor die Kobus, om alweer 'n program doen. Dan kom Kobus, en dan het ons nog 'n program gedoen. En dan reël ons iets, en dan check ek hier, dan sê ek, wow, as hy vir iemand bid, dan werk dit. En die ou is bly genees. Maar dit is interessant, die oomblik as jy 'n stukkie doubt het, of jy negatief praat, of jy doen weer die sonde, dan kom my siekte weer terug. Ek weet nie hoe dit werk nie. Ek en Kobus het nou die dag lank daaroor gepraat, en ek verstaan nie hoekom hierdie goed gebeur nie. Maar ek wil vir julle sê, vanoggend, ek is opgewonde, en ek nooi Heilige Gees, en ek glo hier's engele, want er is baie voorgebid vir vanoggend. Ek glo hier's engele in hierdie plek, en as julle geestes ook kan oopgaan vanoggend, sal julle hulle sien. Ek wil hê, Kobus, jy moet net vertel wat in Belfort gebeur het, met die 2 engele wat ingestap het. Dit was chaos daai oggend, chaos julle. Daar was swart Sangoma kinders wat daar gesit het, en hy vra, wie wil 'n altaar, of wie wil hulle harte vir die Here gee, en daai kinders, ek het, my vriendin, ek sê vir haar, record, want jy gaan sien, sê, waar mag ons gaan, ek sê, record, want jy gaan iets sien, sy record vir daai oggend, julle, dit klink, soos die hel, wat oopgaan, so daai kinders geskreeuw, soos hulle manifesteer, soos die demons uit hulle uitkom, jy kan nie in jou lewe dit glo nie. Kobus, oor na jou, ek glo die Here gaan vir jou kragtig gebruik vanoggend, en ja, kom ons wees gereed wat die Heilige Gees vanoggend gaan doen. Dankie Amanda, dankie vir elkeen van julle wat hier is, en dan in die besonder vir ons Heilige Gees, God die Heilige Gees. Op die einde van die dag gaan alles oor Jesus Christus. Ek is net 'n gewone ou, die wat my ken, ek is die gewone kortbroek en plakkies ou met 'n stuk in 'n t-shirt, daar's niks besonders aan Kobus nie. Ek het dit net begin ernstig opvat om die werk van God te doen, en dat siele gewen moet word vir die koninkryk van Jesus Christus. So, moenie jou hoop op my sit nie, want dan gaan jy fail. Jy moet jou hoop sit in Jesus Christus, asseblief. Dis 'n journey wat ek geloop het, waar Jesus my kom vrymaak het, so 3,5 jaar terug, en ek is nog steeds op daai pad. Dis my passie om siele te wen, dis my passie om mense na God toe te lei, dis my passie dat mense moet genees, dat mense kan ervaar wat ek ervaar, en nog steeds ervaar van dat Jesus my vrygemaak het, en baie van julle kan identifiseer met my. Ek was ook 'n ou wat in die wêreld was, ek was vasgevang in addictions, in porn, in fornication, ek het al die verkeerde dinge gedoen, drank, dagga, al daai goed. Maar God het 'n plan met my gehad. En jy weet, die Here het my eendag 'n visioen gewys, toe sien ek soos 'n appelboom, maar ek sien een goue appel. En ek vra vir die Heilige Gees, hoekom is daar net een appel in hierdie boom? En ek sien onder hierdie boom, in die Gees, lê daar 'n klomp bloedrooi appels, wat afgeval het, wat besig is om vrot te word. En toe sê die Heilige Gees vir my, daai goue appel is jy. Maar net soos al die ander appels wat daaronder lê, het ek hulle ook geroep, maar hulle het nie geluister nie. Toe ek hulle geroep het, het hulle nie gekom nie. En ek glo dat ergens saamhou het Jesus jou al geroep om in sy koninkryk in te kom, of om gebruik te word, om siele te wen. Maar jy het net dit nie gevat nie. Alles bestaan uit keuses uit. Ons het keuses om te maak. Ons kan nie op die lazy boy sit, voete in die lug, en sê net, kom Jesus, sort alles uit nie. Ons het ook 'n verantwoordelikheid om reg te lewe, om te commit, en om selfdissipline te hê vir die koninkryk van Jesus Christus. Jesus het klaar alles aan die kruis gedoen. So dit is eintlik baie maklik vir ons, om in God te wandel. Maar pas op dat jy Jesus nie reject nie. Baie mense wil baie dinge hê, en ek sien dit so baie, tot hy gekry het wat hy wil hê. Want God is die hart van liefde. En sodra hy daai persoon gehelp het, dan val hy ou weer terug in sy ou lewe in.
gaan maar weer aan met sy ou sonde. So hy wil nie verander nie, hy wil net hê dit moet goed gaan met hom. Ons het ook 'n rol om te speel en om verantwoordelikheid te vat in die hele proses, in jou journey van heiligmaking in die koninkryk van Jesus Christus. Nou ek wil hê julle almal moet net so sit, ek gaan vir ons open met 'n gebed. Ek gaan net kortliks vir julle die program gee. Die screen wil nie lekker werk nie, as ietsie fout met die kabel, dis fine, ons gaan nog steeds worship doen. So wanneer die worship speel, kan julle maar, as julle liedjie ken, kan julle saam sing as jy wil staan. Kom ons loof die Here. Ek kom so baie keer, wanneer ons hierdie worship doen, as die mense sulke lang gesigte. Ons is voor die allerhoogste God, ons koning Jesus Christus. Jy is veronderstel om bly te wees vir dit wat Jesus vir jou in die kruis gedoen het. Kom ons skep 'n atmosfeer van geloof, want die woord sê in Matteus 18 vers 19 en 20, waar 2 of meer by mekaar is Jesus in ons midde. En wat ons ook al vra, sal hy vir ons gee. So kom ons sit net so, Vader, ons eer net U, aan U kom toe al die lof en al die prys. U is ons God, ek is wat ek is, Abba Vader, ons God van Abraham en van Isak en van Jakob, ons koning Jesus Christus, want aan U behoort die naam verhewe bo enige naam in die hemele en op aarde en onder die aarde, sodat elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat Jesus die Christus is, die Messias is. En ons kom vanoggend, Vader, ons kom verklaar ons grondgebied hier in die naam van Jesus Christus. Vader, Heilige Gees, U is welkom hier by ons, en ek bid dat die vuur en die krag van die Heilige Gees elke persoon nou sal skud, in die naam van Jesus Christus. Vader, laat U vuur van Joel 2 vers 28 nou, waar U Gees gaan uitgegiet word, waar die revival vure begin brand, Vader, laat dit val op ons, in die naam van Jesus. Ons is soekend na U. Vader, ons soek alles. Ons kom in verootmoediging, volgens die woord van Psalm 51 vers 19. Want U sê, U sal 'n hart vol ootmoed nooit gering ag nie. Ons kom staan op die skrif van Hebreërs 4 vers 16, waar U sê, ons kan met vrymoedigheid, met boldness, voor U troon kom, Vader. Ons kom in genade, want ons verdien niks nie. Dis net U genade, U barmhartigheid, wat U aan ons bewys op die regte tyd volgens U woord en U skrif. Vader, ons kom bid vanoggend dat genesing sal plaasvind, dat mense sal vrykom van die dinge van die lewe. Maar bo dit alles, koning Jesus, is ons hier om die saad te saai van die Heilige Gees. Vader, U sê in U skrif, ons saai die saad, maar U gooi nat. Ons kom net, Vader, ons is net hierso. Maar Heilige Gees, ons weet, dit is U wat die res doen. En ek kom net in die naam van Jesus, en ek kom doop elke persoon wat hierso sit nou, met die Heilige Gees krag, en met vuur, in die naam van Jesus Christus. Sit net so, receive het net. Dis die vuur en die krag van die Heilige Gees, wat nou op jou kom. Receive het, wees in 'n ontvanklike staat, kom uit die pad uit, sit jou vlees een kant toe en ontvang dit net, in die naam van Jesus Christus. Dankie Jesus, ons eer U, en ons loof U wonderlike naam. Laat net U wil geskied in hierdie oggend, Vader. Ek kom profeteer freedom oor elke persoon hier, in die naam van Jesus Christus. Freedom in die naam van Jesus Christus. In Jesus naam nou. Amen. En almal sê, amen. Wat sê? Wat ons volgende gaan doen, ons gaan worship doen. Waar is Jackie? Kom, ek gaan eers vir Jacques voorstel. Jackie, kom gou vorentoe. Nou, Jackie is 'n vriend van my. Hy het my geken toe ek in die wêreld was. Hy gaan nie veel oor dit sê vanoggend nie. Maar dis vir my 'n voorreg om Jackie hier te hê vanoggend. Die rede hoekom ek hom uitnooi, jy weet, die Here het baie lank terug vir hom gesê, Jesus het die disippels 2-2 uitgestuur, en Jesus het vir hom gesê, ons is soos Moses en Aaron. So dit is 'n voorreg vanoggend. Daar's so baie keer wat ons goed hou, by Jackie het 'n melkstal wat hulle omgesit het in 'n kerk, en die anointing is amazing daar.
Maar is net hartseer wanneer ons funksies hou daar, dan kom maar miskien 10 mense of 15 mense, as dit so baie is, baie keer 20. Maar ons gaan saam met pad stap vorentoe en die Here werk kragtig deur Jacques ook. Hy het daai tyd baie keer ook vir my kom bid toe ek nog in die wêreld was en prys die Here, ek het vrygekom van al my goed. So wees vry om ook met Jacques te praat. Ons gaan na die tyd vir mense bid. Die program gaan soos volg werk. Ons gaan nou die worship doen. Dan gaan Jacques vir ons woord bedien. En dan na dit gaan ek begin bedien en ek gaan julle deur sekere renunciations vat wat barriers is to healing. So sekere struikelblokke wat in die pad staan van genesing, wat ek julle deur dit gaan vat. Ons gaan die grondgebied voorberei voordat ons gaan begin bid vir mense vir genesing en vir bevryding. OK. Alright, ja, sê Jackie. Wie is daar wat hier is wat ek al voorgebid het? André, ek vir jou, ekskuus, George. Wie gaan getuienis gou gee? 20 sekondes, baie kort. Kom vertel ons net wat het gebeur. My vrou bietjie skaam. Sy het so 'n klompie jare terug sy heupvervanging gehad en haar een been was 7 mm wat ek gemeet het, korter as die ander ene en sy het begin, haar balans was nie lekker nie en sy het altyd gekla oor haar balans. En ons was by die dokter gewees, ortopeed en hy bevestig toe 'n 7 mm. Hy het ook gemeet. En nou, dis 2 maande terug. Toe gaan sy en 'n vriendin daar na Brooklyn toe, kom by Kobus en hy bid vir haar. En ek was nie daar nie en sy kom terug die middag, laatmiddag en sy sê terwyl toe sy omgeval het, toe voel sy haar een been skuif so. En ek sê, dit is baie interessant. En die volgende oggend begin sy rondloop, sy sê, maar ek loop so lekker. Ek loop nie meer snaaks nie. Ek sê vir haar, kom sit. Ons meet daar. Die 7 mm verander na 0 mm. Perfek. Prys die Here. Kom Marika. Kom. Sê, kom. Kom staan net hier so by my. Sê. Nou mense, ek wil julle vertel, net in kort, Marika was 36 jaar, het sy MS gehad. En ek het so 2 weke terug, het ek vir haar gebid, en daar was 'n sekere manifestasie gewees, en is niks om oor skaam te wees nie. En vertel ons net 'n bietjie, jy sê was 36 jaar, wat jy vas was. Ek het MS gekry toe ek 20 was, en ek is gediagnoseer op 21, en 36 jaar gelede. Het was 'n stryd, en jy het vir my gebid. Jy het my gesê dat jy Saterdag die 10de Mei, ek het ook vir my gebid in Brooklyn, en jy het daar 'n gees van onvergifnis opgetel. En toe het my Donderdag die 15de Mei bid, ek het die gees van onvergifnis aangespreek, maar toe ek raak gebid het, het ek jou gesê, maar Kobus, ek voel, ek moet vir jou sê, ek is nog kwaad vir my pa, en jy het my gesê, as ek nie my pa vergewe nie, gaan God my ook nie vergewe nie. Is so eintlik wat sy sê hierso, en dis wat ons nou gaan hanteer, is dat onvergifnis is 'n barrier, né? Enorme barrier. Ek sê 'n lewende voorbeeld daarvan, of 'n wandelende voorbeeld daarvan, en jy het aangespreek, die gees gemanifesteer, hy wou nie uitgaan nie, hy wil glad uitgegaan het nie. Nou, ek wil net daar inkom, daar het 'n gees van MS gemanifesteer, 'n demoniese mag. En Jesus het daarin gearresteer, en sy het onmiddellik opgestaan. Ek het onmiddellik opgestaan, 'n vriendin van my was ook daar, en ons het geloop, ons het Grasberg toe geloop, en jy het op de telefonies op my geblaas, ek het omgeval, en sy het my gehelp om op te staan, en sy het dit in loop ek.
Sê dankie Marieke, kan maar weer sit. Nou, wat ons moet verstaan, ek kan maar sit Marieke, sit maar net weer. Daar's 'n proses wat sy ook nou deurgaan. 36 jaar het sy nie geloop nie. Sy kom weer by die biokineticus uit en baie keer maak God ons vry, dis soos 'n ei waarvan jy skil vir skil net afskil en skoon kom. So is daar nog iemand? Leon, wil jy gou vertel, ek het vir Ellenboog gebid, net so kort. Sê gou vir ons, ek het... So my naam is Leon, ek was nie by Brooklyn nie, maar my sussie het my voorgestel aan hom. So ek is 'n cellist, jy weet so wie viool speel, 'n cellist, maar so 2 maande terug moes ek ophou. Ek het 'n verskriklike pyn hier gehad. Soos iemand wat vir jou mes steek, is eintlik 'n senuwee. Ek nie myself beseer nie, die goed gebeur net hoe jonger ek raak. In elk geval, so die pyn was hier tot daar, maar verskriklik steek. En toe Kobus vir my gebid, ek het ook 'n probleem met my hand. Ek skryf amper soos 'n 5-jarige kind wat die eerste week op skool is. As jy perfek is, dan kan jy jou hand so maak. Ek kon eers nie meer as dit doen nie, nou kan ek al so maak. Maar die krag is nog nie heeltemal daar nie, maar die pyn is weg. So die pyn in die elmboog is weg? 100% weg. En dankie, prys die Here daarvoor. Jesus het my genees. Amen. Right. So kom ons, is daar nog iemand? Wie skaam te wees? He? O ja, Fritsie, kom gou. Frits, vertel ons daai oggend daar by Brooklyn. Ja, ons was daar by Brooklyn geweest, toe ek was heel agter in die saal basis en die Here het vir my swaard gegee. En toe ek die swaard so oor ons almal hou, toe sien ek hoe slaan die weerlig, soos weerligstraal heen en weer in daai gebou, maar dit is soos in 'n disco, daai ligte slaat heeltyd so, en daar waar ons besig is wat met die genesingsdiens en al die goed. So ja, het was net awesome. Prys die Here, ja, jy weet, ek wil hierdie ook net deel, ek het gaan bedien daar by 'n skool, en ek kom die oggend daar, en die een persoon sê toe vir my, jy moet pas op hier, en die witchcraft is so groot, en ek het my half vererg, want weet jy wie is my God? Weet jy wie is Jesus Christus? En ek sê dit met respek en vrees vir God. Ons hoef nie vrees te hê vir die vyand nie, want Jesus het aan ons die mag gegee om op slange en skorpioene te loop. Maar ek stap daar in, en soos wat ek staan in die saal, dis omtrent soos hier, staan daar links agter in die hoek, 'n engel so hoog soos die dak, en hy hou 'n swaard vas met 'n blou vlam, maar daai blou vlam, het lyk soos 'n cutting torch vlam, wat kom tot hier verby my, en regs in die hoek agter staan ook 'n engel, met so swaard wat hy uithou, en kom verby my, en bo lyk dit soos 'n koepel, dit lyk soos 'n bubble. En toe ek net daai oggend begin woord bedien, en toe daar het oor 100 kinders vorentoe gekom, wat hulle harte vir Jesus gegee het. En wat amazing was, is na die tyd, is hoe God die kinders vrygemaak het. As een spesifieke meisiekie wat genees is van kanker, wat gemanifesteer het, en dan is daar ook ander wat van addictions, daar's 'n vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat genees is. So daar's amazing goed wat gebeur. Die signs and die wonders van Markus 16 vers 17 gebeur nog steeds. Dit gebeur nog steeds. En is vir elke een daar wat in Jesus Christus glo. Dis nie net vir Kobus daar nie. Elke een van julle kan die signs and die wonders doen omdat jy in Jesus Christus glo. Die ding is, jy kan dit alles hoor, maar die vraag is, glo jy dit kan doen? Want Jesus sê vir ons in Johannes 14 vers 12, dat hy het aan die wat in hom glo, kan dieselfde werke doen as wat hy gedoen het. Want hy het ons die mag gegee om op slange en skorpioene te kan loop. Hy het ons mag gegee oor al die krag van die vyand. Okay, so ons gaan nou lekker worship, wees rustig. Kom ons skep 'n atmosfeer van geloof. As ons gaan na die tyd wil ons vir mense bid. Ons vertrou. Ek weet, Jesus is getrou. Mense sal genees, mense sal vrykom. So na die worship, dan gaan Jackie vir ons dan verder bedien. Ja, baie dankie julle dat ek hierso met julle iets kan kom deel. Kobus, baie dankie vir die geleentheid.
En ja, dankie aan die Heilige Gees. Jy weet ek sit in ons houe worship aand op 'n Vrydag en ek sê vir die Here, Here, waar nou? Waar gaan ons heen van hier af? Want ek weet nie wat ek moet doen nie. Mense bedien maar hier en daar plekke en mense is vol van die Here, mense wil vir almal vertel van Jesus. En ek sit nog so in die aand en hier bel Kobus my en hy sê vir my, hy kan dit nou nie maak vanaand nie, maar wil ek nie saam hom dit deel nie. Aandie wat ons iets kan deel nie. So ja, ek prys die Here vir dit. So ek wou ietsie voorberei, maar die Here het regtig nie iets in my hart gesit om eintlik te deel uit die woord nie, maar ek wil vir julle vertel hoe lief die Here vir julle is en hoe groot plan hy vir julle lewe het. Want dis wat hy vir my gedoen het. As hy bereid was om my te verander, dan is daar hoop vir almal. So en ek wil vir julle sê, ek was in die wêreld en maar dinge gedoen van die wêreld en ek weet nie of julle dit ook het nie. Baie keer doen jy goed, maar jy voel, maar dit voel nie reg nie. Maar dan kom jy in die kerk of jy kom by plekke en dan regverdig ons wat ons doen. Ek drink ons net 1 bottel, Piet, jy drink 2 bottels, so dit maak nou nie saak nie. So ons kan maar net aangaan met wat ons doen, want ons genade en as ons nou doodgaan, dan gaan ons met die Here sien. En wat met my gebeur toe 2008, ry ek en my pa dorp toe, dit reën toe die dag en ons kon nie plant nie en ek sê vir een van my vriende, man, kan jy maar nie kry net daar by die Wimpie nie en gaan drink ons 'n koffie of iets. En op pad soontoe, toe begin die bakkie net so skeef draai en goed. En toe ek weer sien, toe skree ek net, Here, help. En ek weet nie of jy al gehad het wat jy voel, ek was 'n ou, my pelle was my alles. Ek moes, as my pelle, moes ek alles vra. Ek dink anders sou ek lankal getroud voor die tyd gewees het, want ek moes altyd my goedkeuring eers by Damille kry of sy right is. So dit is hoe ek was, en in daai proses, toe begin die bakkie draai en skielik is hy boor die draad en my pa is deur die venster. En my pa soek ek weet self, ek onthou die bakkie het op sy kant gelê, en ek het uitgeklim bo uit, en ek het my pa gekry, langs die teerpad lê, en toe ek vir hom sê, pa, kom, staan op, kry, kom nie, laat hy opstaan nie. En ek besef, my pelle is nou nêrens. Selfs die ou wat in die dorp is, kan my nie nou help nie. En ek begin bid, en ek vir julle sê, ek was 'n godsdienstige mens. Ek het gebid in die oggend, ek het gebid in die aand, al was ek hoe dronk, ek sal nooit opgehou bid het nie. En elke Sondag was ek in die kerk, en ek het daai dag gebid vir die Here, en gesê, Here, asseblief, as hy sal help, laat my pa regkom, beloof ek sal nooit weer drink nie. En ek was nie gedrink nie, maar dit is iets wat my altyd gepla het voor die tyd, het vir my altyd verkeerd gevoel. Nie die babbelas nie. Wat vir my verkeerd gevoel het is daai, wat het jy gesê, wat het ek gepraat, wat het ek gedoen? Dit het my altyd aangekla, as ek dit so kan sê. En toe gaan ons na die dokter toe, en die dokter of die ambulans kom haal toe, my vrou, dokter, natuurlik, ek lieg vir jou, want ek maak altyd sulke simpel grappe. En sy bel na my ma, en my ma sê, nee, hy het seker al weer grap gemaak, en so gaan dit. En op die einde wat gebeur het is, toe kom die ambulans nou daar uit, en hulle sê, nee, my pa moet reguit lê. Hy kan nie beweeg nie, as hy gaan beweeg, kan hy verlam wees. So dit was baie erger, ek dink as ek self in die ongeluk was, sou ek nooit verander het nie. En wat gebeur het is toe, is my pa naand en ek voel skuldig. En ek help hulle, en hulle sê, hoor hierso, jy kan nie help nie. Toe kom ons naam van Trigard af, kom ons Wilgers toe ons hier kom, toe sê hulle, hoor, julle het albei kans dat julle verlam kan wees. En nou sê ek, maar ek beweeg man, my rug is fyn, jy weet. En toe sê hulle, nee, maar ek weet nou nie, ek het nie baie ondervinding van die goed nie, maar deur skok kan jy nog beweeg, nou ek vir tyd en dan kan iets gebeur, so, dus, ek weet nie of het so is. Maar in elk geval, toe kom die fysio, en sy sê vir ons na die tyd, jou pa het 5 wervels in sy rug gebreek, die plate wys, dat hy nie kan loop, hoe kan hy loop? En my pa sit sonder enige pyne vandag, partykeer kla hy bietjie of so, maar hy's fyn. En volgens dokters moes hy nie kon loop nie. En ek wil vir julle sê, my lewe het verander op daai dag. En ek wil vir julle sê, ek is 'n gewone ou. Stout gewees. En droog gemaak. En my pelle was my alles. Soos ek sê, anders dinge was ek baie vroeër getroud in my lewe nog. Maar in elk geval, maar so het my journey toe begin. En ek maak toe pelle, en van my pelle begin nou saam my bid en goeders. Toe begin ons, so 1 keer 'n maand, dan kom ons nou by mekaar en dan bid ons saam. En elke keer as ons so saam bid, dan kry ons iets in die Here. Maar onthou, ek ken nie hierdie goed nie. Nou almal ken seker vir hom Dario de Wet geken. Nou daai wat met my na die Here toe gelei, en
dit is nou rarig en hy het my vertel, ek het altyd gedink, as mense bid vir iemand, en hulle val om, daai mense is nie lekker nie. So dan check ek hierdie mense, dan gee ek maar net bietjie pad, en toe eendag, toe's hy nou daar, en hy begin vir ons bid, en my lewe verander radikaal. Toe sit 'n jaar wat ek nou omtrent opgehou het, kuier het en goeters, ek het dit dan nou reg gekry, en ek begin toe, maar hierdie dingetjies doen, en ek sien wat die oom sê, maar toe hy klaar vir my gebid het, toe is ek honger vir die woord. Ek staan op, ek wil Bybel lees, ek wil vir mense vertel van die Here, maar ek weet ek kan nie eers praat voor mense nie, want as ek praat, ek het al gesê, ek het brandewyn nodig om persoonlikheid te kry. So, nou sit ek, en nou moet ek vir die mense, en die oom sê vir my, ek moet so maak. Ek moet nou na die huis toe gaan, en die mense wat vir jou werk is, baie keer blootgestel aan witchcraft en al hierdie goed. Ek moet nou gaan bid vir hulle. Dan dink ek weet nie. Nou sê ek vir my ma moet miskien vir Maria bid, maar ek weet nie of ek dit sal kan doen nie. En sy sê vir my, nee, ek moet vir bid. Hier bid ek vir, hier raak die Here aan, sy val om my, ma ken hierdie goed nie, sy vang haar net. Toe raak hier, toe sien ek, maar hoe groot is die Here, kyk wat sy goed is besig om te gebeur. En ek wil vir julle sê, julle is daai selou, of julle is nog baie groter as ek in elk geval. Maar wat die Here vir my gedoen het, dan wil hy vir julle doen. Toe begin ek natuurlik in die woord kom, en onthou, ek weet nie of julle hom geken nie, hy was so 'n ou, hulle sê, lopende Bybel, jy weet, en ek het party dan ryk 4 uur daar net om Woensdae hier te kom wees, laat ek net daar by sy Bybelstudie kom wees, en toe begin ek skrif, so as hy praat, nou wat ek sê is, as jy honger is vir die Here, dan het jy tyd vir hom. As jy sê jy het nie tyd vir die Here nie, is hy net nie belangrik genoeg vir jou nie. Ek luister nou 'n dag 'n ding van Dr. David Donkie Chow, 5 ure 'n dag voor hy dag begin bid hy. En dink jy, hoe is dit moontlik? Hy sê, want dan weet hy om sy dag reg te begin. En dit is hoe ek begin het, dan terwyl ek bestuur, en dan, daai oom het sommer so een preek, dan maar sommer so 50, 60 skrif gee. Nou soos ek ry, dan staan ek en dan skryf ek dit net so neer, net so vinnig, weet jy moet nie eintlik bestuur en skryf nie, maar dan doen ek dit vanaand geskryf ek dit neer. En toe begin ek in die oggend, dan begin ek 4 uur opstaan, dan het jy tyd. En dis lekker stil. En dis hoe ek nou toe begin het met hierdie goed. En toe het ek en hierdie pelle wat nou so saam begin bid het, toe begin ons by huis kom, dan bid ons in die oggende. Nou ons ken nie hierdie goed nie. Ons sê, Here, gebruik ons vir mekaar bid, ons weet niks. Ons weet niks. Ek ken hier 'n vers, daar 'n vers het ek gememoriseer, want dit was my ding. As ons daar gepraat van skrif, dan skryf ek dit neer en memoriseer ek. En ek is nie ou wat kan onthou lekker nie, want ek kon nie regtig meer leer op skool nie, regtig. En ek kom na en toe sien ek, maar wanneer jy bid, is jou gees oop. En dan wat ek doen, en dan skryf ek die skrif neer, en dan bid ek nou soos ek geleer het vir die hondjies en die katte, en vir mamma en pappa en die skape en al die goede. En dan maak ek die woord, en dan begin ek bid. Dan sê ek, Here, Johannes 14:14 sê, alles wat jy in my naam vra, sal ek vir jou doen. Ja, en dan begin ek bid oor dit, en so, na ruk, en dan kom jy by mense in die dorp, dan kan jy dit vir hulle sê. Dan kom my skrif net op. En dit is die ding waar ons moet kom. En soos ons, ek en my pelle saam begin bid het, dan het hierdie groot goed gebeur. Elke keer. Dit was net 'n huis, net ons 2. Of hulle 2 en ek, so ons was 3. En toe op die einde wat gebeur het, dan kom hulle, en dan het ons so saam gebid vir goed. Dan begin ons voete was, ons gebruik nagmaal. Dis doen ons net wat die woord sê, want ons ken nie die goed nie. So nou doen ek net wat die woord sê, en elke keer, dan gebeur daar iets. Nou wil ek vir jou sê, en onthou net, ek het nie hierdie goed geken nie. Nou staan ek, nou sien ek ouens bid mekaar, nou lê ons hande op mekaar heeltyd. En dan kyk jy, nou maak jy oogie toe, en dan kyk jy of daar nou iets gebeur. En dan baie keer, dan wil jy bid, dan dink jy, want laat ek net bietjie harder bid, dat daar net iets groter, jy weet. En so wil ek vir julle sê, met my journey met die Here gekom het, en toe sien ek, wat se krag daar in die Here is. As jy tyd maak vir Jesus, nee, dan gebeur daar goed in jou lewe. En dit is waar ek nou begin het, wat ek met julle wil deel is net, kry pelle met wie jy kan bid, wat jy saam kan bid. Ons het nou my een pel, dan plant ons het ek een trekker, dan bel ek kom, dan sê ek, kon ons gou bid. Dan bid ons gou vir oes, en ons bid vir reën, en ons bid vir alles. Voor die tyd kon jy nie, weet jy, ek net op 'n keer dan kom, toe ek vir een van my pelle sê, toe gooi ek so 'n paar skrif, en sê vir my, wat se kerk sê nou? Toe sê die laaste keer dat ons daaroor praat. Weet jy, hoe voel dit in jou hart, as iemand met jy so praat, want jy is so opgewonde oor hierdie goed, en skielik gaan dit so. My ander pel het vir my gesê, vir wat beloof jy nou so iets om nooit weer te drink nie? Wat doen jy dit? Maar daar die Here hom nou ook verander. Maar wat ek vir julle wil sê is, daar's groot goed vir my en vir julle.
En die Here wil ons gebruik net soos jy is. En hoe meer tyd jy spandeer met hom, gaan daar goeie wegval. Nou dag gedink van Hytjie Berghuis. Hy sê Here maak baie keer net kamer vir kamer skoon. En die Here doen amazing goed. En jy weet, toe ek nou so opgewonde oor die Here, want dan nou, dis woord, en jy sien hierdie goed, en jy glo wat die woord sê. En as iemand vir jou sê, nee my stem, dan moet jy sê, maar waar staan dit? As iemand nie saam jou stem nie, moet hy vir jou kan sê, hoekom nie? Want dan kan jy eerder vir hom sê, maar waar staan dit? Matteus, Markus, Lukas, Johannes, waar staan dit? Staan op sy woord. En ek wil met julle deel, dan kom ek op 'n plek, nou wil ek bid vir mense, dis al wat ek wil doen. Ek sal die hele boerdery opgee, ek wil nou vir mense bid, en ek wil die evangelie bring, dis wat ek wil doen. En nou sit ek in die hoompie, nou hoor ek hierdie ander tannie siek, dan dink ek, hier's 'n kans. Nou kan ek vir haar gaan bid, laat sy gaan gesond kan word. En jy weet, dis hoe jy voel, as jy opgewonde is oor die Here. Jy weet die woord sê in Openbaring 2:4, hy het dit teen ons, laat ons sy eerste liefde verlaat het. En ek wil julle vra, is Jesus jou eerste liefde? Ek kom in die week, laasweek, en ek het 'n moeilike dag, jy moet maar baie keer is daar maar vuur om dood te slaan, ek dink almal het dit. En ek vra vir die Here, maar hoekom voel ek so? En dit kom by my op, is ek nog jou eerste liefde? En ek dink, Jesus Here, ek moet nou weer van vooraf repent en sê, Here, vergewe my net. Want ek het begin besig raak, en dan begin jy op jou eie kragte staat maak, en dan hart val goed uit mekaar uit. Dis hoekom ons bid nie goed altyd. Spreuke 3:6 sê, ken my in al jou weë. En hy sê, paai of jy gelyk maak. Nou koop ons 'n bakkie, nou breek jy en sê kwaad vir die Here. Maar jy het hom nie eens gevra nie. Ken die Here in alles wat jy doen. En dis regtig my hart vir julle. Ek het 'n skouer gehad wat seer was, nê. Toe sê ek Bonetikus toe, en hulle gee vir my nou goedjies om hierop, jy weet, hulle doen mos oefeninge. En toe wat sê met 'n fisio ook, en hulle doen nou goed, en ek's na 'n dokter toe en dit werk nie. En ek staan so tussen 1 en 2, en dan gaan eet ek, en ek maak die woord oop, en ek begin die woord lees. En ek sien hierdie skrif waar Jesus kom, en hy sê, en hy bestraf die koors in Petrus se skoonma. En ek sê, Here, in die naam van Jesus is hierdie pyn weg. Ek gaan nou uit, ons gaan nou maar weer werk, toe ek uitkom, so, waar is die pyn nou? Die pyn is weg. Die Here is groot. Ek wil vir julle sê, ken die Here. Want dit help nie, jy wil op iemand se rug ry nie, want daai dag gaan ons voor God staan alleen. En ek wil vir julle sê, ek het soveel getuienisse wat ek met julle kan deel. My dogtertjie was nog klein. Nou het ons 'n hond wat siek is. En dis diere. En ek kom en die Here sit op my hart, ons moet bid vir die hond. Maar die middag het ons die een hond veearts gevat en sy word toe opgeneem en goed. En ek kom toe later en die aand toe ons by die huis kom, toe sien ek al my ander hondjie dieselfde simptome wat daai een gehad het. Maar ek weet tot vandag nie wat dit is nie. En ek sê vir julle, nee, kom ons bid vir hierdie hondjie. Ek sit my hand op die hond en ons bid. Die volgende dag, toe maak die hond niks. Ek het al regtig soveel goed gehad. En ek wil vir julle sê, moenie, die Here het dokters daar gesit en alles wat awesome is. En ek het al gehad wat ek bid vir mense, dan word hulle gesond en word ek siek. Dit het al gebeur. Maar ek wil vir julle sê, die Here is awesome. En hy wil groot goeder vir jou doen. Maar jy moet geloof hê, jy moet weet, wat is geloof? Is die dinge wat jy nie kan sien nie, waarin jy vaste vertrou het. Jy sien, ons mense is anders. Ons sê, seeing is believing. Maar ons believe en dan sien ons. En dit is hoe dit moet wees. En ek wil regtig met julle, ek het soveel goed om vir julle, wat ek sê, getuienisse. Nog een ding wat met my gebeur, ek is allergies vir baie. Gery een keer fiets, 25 kilos van die huis af, steek 'n by my op my kop. Nou het ek hierdie pen of wat jy jouself mee kan spuit en goeie. En ek vat hierdie ding en ek kom nou weet ek, al spuit ek my, moet ek baie vinnig by die dokter uitkom, want my bors trek toe en die moet maar vinnig uitkom. En my vrou, hulle is toe by Almale, hulle is ook nou weer 30 kilos of zoiets van daar af. En ek spuit my en ek sê vir hulle oor die by my, sê hulle almal jaag teen na my. Toe hulle my soek, toe loop ek en kyk na die buurman se milies, kyk ek 'n bietjie hoe lyk dit daar. Toe keer ek niks. Toe voel ek hierdie ding, maar ek het nie geweet wat dit is nie. En dis waar ek geleer het, wat is die Heilige Gees? Want ek het dit nie geken nie. Ek het regtig nie geken nie. Ek het altyd gevoel jy bid, maar niks gebeur nie. En skielik besien ek maar dinge is besig om te gebeur. Wanneer ek bid, gebeur iets. Ek het 'n tannie een keer voor gebid. Ek wil net met julle stir, man.
Dit is al wat ek wil doen, is net laat julle besef, daar's krag in jou. Jy moet weet wie jy is. As jy weet wie in jou is, nee, gaan jy berge versit. Maar wie moet dit sê? Baie mense, ek kan nie. Nee, Markus 11 sê hy, jy moet vir die berg sê skuif en skuif. Jy. So as jy sê vir daai berg skuif, dan doen hy. So dit gaan oor wat jy doen en wat se geloof jy het. Ek het regtig nou dag hierso by Kloof gewees by dokter vir my knie ook. En hy sê nee, hierdie ding lyk heel goed nie. Dis 'n groot operasie, maar ek het regtig nie pyn nie. Ek wil eintlik nie sê ek moet fietsry nie. Maar ek het regtig net niks pyn nie. Ek doen alles wat ek wil doen. Ek kan saam met my seentjie bal skop. Ek kan goed doen en ek het regtig nie enige pyn nie. Maar wat ek net met julle wil los is net dit. Weet wie jy is en weet daar's krag in jou. Want dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het is in jou en my. So ons moet staan op dit en jy kan bid vir enige ding. Vir enige iets, vir werk, finansies, vir reën. Ek meen jy kan. Ek het ou gehad wat nou daar by my was. Toe hy by ons begin, toe kon hy nie glo mense kan bid vir. Hy het nie besef hy kan bid vir mense nie. Laat hy kan bid vir mense om gesond te word nie. Want ons sien dit nie. Baie mense sê ag ons glo maar ons gaan aan, maar ons kan nie, ons vat daai autoriteit. En ek wil vir julle sê net in Openbaring, dit is my hart net. Ek deel met julle my getuienis net om vir julle te sê hoe groot ons koning is. Maar wat ek vir julle saam dit wil sê is net, waar staan jy? Koop jy tyd uit vir Jesus? En toe ek nou vir julle gesê het, miskien 'n bietjie de mekaar gepraat of iets, maar toe ek begin besef, maar ek is hy nog my eerste liefde. Toe besef ek, maar ek moet tyd uitkoop. Nou stel ek sê vir Kobus, die Here maak hom wakker, ek sê jy is baie gelukkig, ek stel maar my wekker. So, en wat ek doen is, ek staan op in die oggende, en ek gaan, en ek stel my wekker vir 4 uur, en dan kan ek van 4 uur tot 5:30 of 6 uur bid, en dan spandeer jy tyd met die Here. Daar vanoggend het ek dieselfde gevoel, ek en Kobus kon saamry, maar ek het gevoel ek wil bid tot hierso. Want dit is belangrik om met God te ontmoet. Jy weet die woord praat in Openbaring 3, ek dink vir 15, 16, sê hy, was jy maar net warm of koud, maar nou dat jy lou is, spoeg ek jou. Jy kan jouself daai vraag vandag afvra, waar staan ek met die Here? Is ek warm of is ek koud? Of is ek lou? Maar al wat ek weet is, ons moet tyd uitkoop. Partykeer voel ek die teenwoordigheid, toe ons nou net so voor ek kom, en ek beleef die teenwoordigheid van die Here soos amazing. En dan ander kere dan bid jy in die oggende en jy voel nie, maar jy doen dit in geloof. Ek staan nou eendag sê, Here asseblief, is my naam in die boek van die lewe, ek wil net seker wees. Maak seker waar jy gaan. Dis maklik, ek het nog nooit gehoor by 'n grafsteen dat hulle sê, hierdie ou staan in die hel nie, nog nooit nie. Ek weet nie of julle al gehoor het van mense wat hel toe is nie, dan die pastoor of dominee sê mooi goeie van jou. Dis wat jy seker maar wil hoor. Maar as jy vandag klaarmaak, waar gaan jy heen? En ek wil by julle stir, wat hy vir my gedoen het, wil hy vir julle doen. En selfs as ons kan bid na die tyd, of Kobus bid vir julle en julle het genesing nodig, dan gaan die Here julle genees. Maar ek wil julle sê, een ding wat groter as die genesing is, maak seker jou siel is gered. So ek wil net dit met julle gedeel het, en awesome, en mag dit net iets stir in julle, laat daar groot goed vir jou is, en laat daar krag in jou is. Dankie.